Ons lees vanoggend saam uit Lukas 9, vers 51 tot 62. Die van julle wat in julle eie Bybels wil saamblaai, is welkom. Kom ons lees saam. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart nader kom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Daar vir hom voorbereidings te tref, maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy doelgerig na Jerusalem op pad was. Die disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemele laat neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Hulle het toe na 'n ander dorpie gegaan. Terwyl hy op pad was, het iemand vir hom gesê, ek sal U volg waar U ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Vir 'n ander een het hy gesê, volg my. Maar hy het geantwoord, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus het vir hom gesê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy, gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog 'n ander een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om net eers vir my huismense afskeid te neem. En Jesus het vir hom gesê, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Net tot sover. Kom ons wees vanoggend vir 'n oomblik gou eerlik met onsself. Ons almal het al sekerlik 'n situasie in ons lewe gehad waar ons agterna moes herken, sjoe, ek was nou 'n bietjie hardkoppig. Hier's van julle wat so 'n bietjie giggel gee, so ek neem aan dis 'n waarheid. Dalk was daar 'n misverstand of woorde wat gespreek is. Dalk het julle albei geglo, elkeen is reg. Miskien het jy dalk aanhou beklei, al het jy eintlik geweet dis nie die moeite werd nie. Dalk het jy geweier om eers te jammer te sê, toe daar geleentheid was om die verhouding te herstel. Dalk het jy doelbewus 'n versoek of 'n uitnodiging geïgnoreer, bloot omdat dit nie op jou terme was nie. En jare het verbygegaan, praat julle nog steeds nie met mekaar nie, of dalk is die verhouding nog steeds nie regtig waar dit was nie. En dit is eintlik die hartseer van hardkoppigheid. Jy voel jy is reg, maar intussen verloor jy eintlik iets wat baie belangrik is. 'n Verhouding, vrede, nabyheid. Soms laat ons toe dat ons hardkoppigheid oor wat in die verlede gebeur het, ons terughou om te beleef dat God nou met ons eintlik wil werk, of dat God eintlik nou ons roep om hom te volg. En hier in vandag se teksgedeelte het ons eintlik 'n soortgelyke situasie. Jesus is op pad Jerusalem toe en hy wil oornag in 'n Samaritaanse dorpie. Maar hulle wil nie vir Jesus ontvang nie. Nie omdat hulle nie geweet het wie hy is nie, nie omdat hy eintlik onredelik of sleg was teenoor hulle nie, maar omdat hulle so vasgevang was in ou stories, in ou vyandskap, in ou verwagtinge. En toe loop Jesus verby. En hierdie stryd tussen die Jode en die Samaritane kom eintlik nou al 'n lang pad. Hulle sit nie om dieselfde kampvuur nie. Die Samaritane het uit die oorblyfsels van Israel met die Jode daar gemeng, hulle eie geloof begin, hulle eie heiligdom op berg Gerisimberg gestig. En hulle het heidense geloof en die Joodse geloof in mekaar gebring. En
toe die Jode terugkom van ballingskap, het die profete Esra en Nehemia eintlik baie hard beklemtoon dat hierdie skeiding moet gebeur. Hierdie skeiding moet gehandhaaf word. Nou fast forward ons Nuwe Testament toe. Hierdie mense is nog steeds bitter. Hierdie mense is nog steeds geïrriteerd, hardkoppig teenoor mekaar. Die Jode voel die Samaritane is onrein. Die Samaritane werk nou self sommer saam met die Romeinse ryk om die Jode te verdruk. En dit speel alles in die agtergrond af, terwyl Jesus net slaapplek nodig het. Jesus is eintlik op pad na die kruis toe, om sy lewe ook vir die Samaritane neer te lê. En hulle is te hardkoppig en te bitter om dit te sien. Die geskiedenis van die heelal is eintlik besig om onder hulle neus te verander. Maar hulle is te bitter en te hardkoppig om dit raak te sien. So weer eens, soms laat ons toe dat ons hardkoppigheid oor wat in die verlede gebeur het, ons terughou om nou God te beleef en nou vir God te volg. Want wat in die verlede gebeur het, bepaal ons Here en dit maak dat ons nie oop is vir die Here nie. Ons dra wrokke saam met ons praat nie met mense nie en baie keer is ons kwaad vir mense en ons weet eintlik nie eens meer hoekom ons kwaad is vir hulle nie. Hierdie een praat nie met daai een nie, die broer is kwaad vir daai suster, die bure is kwaad oor 'n grensmuur of wat ook al gebeur het. En die slegste van alles is daar's mense wat self nie eers kerk toe kom nie oor iets en iemand iets gedoen het in die verlede. Maar wat as daardie Samaritane vir Jesus plek gegee het? Wat sou gebeur het? Dalk sou jare se bitterheid en hardkoppigheid verander geword het in vrede, vergifnis. Maar is nie net die Samaritane wat eintlik die Here mis nie, oor hulle te hardkoppig is nie. As ons verder lees, sien ons nog voorbeelde van hoe mense die Here mis. Jesus is op pad, hy sê vir mense, volg my. Maar elke een het 'n verskoning, 'n voorwaarde, 'n rede. Die eerste persoon is reg opgewonde, ek wil u volg waar ook al u gaan. Maar Jesus sê vir hom, jakkalse het neste, 'n gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Met ander woorde, as jy my volg, gaan jy dieselfde moeilikheid dra as wat ek dra. Ek is op pad om gekruisig te gaan word. Ek het nie eens plek om my kop neer te lê nie. Ons weet egter nie of daardie persoon toe besluit het om wel vir Jesus te volg nie. Die tweede persoon wil Jesus volg, maar hy wil eers sy pa begrawe, wat vir my na 'n baie redelike versoek klink. Maar Jesus sê vir hom, disippelskap gaan oor prioriteite, oor fokus, oor dringendheid om die koninkryk van God te verkondig. En die laaste persoon wil Jesus volg, maar nie onmiddellik nie, want hy wil eers sy familie gaan groet. En Jesus sê vir hom, ek verwag eintlik hierdie algemene oorgawe, nie hierdie halfhartige oorgawe of toewyding nie. So Jesus nooi elke een van hulle, maar daar bly 'n weerstand, verskoning, voorwaardes. En ons sien dit vandag ook nog. Ek dink ons mis soveel geleenthede om die Here te sien in ons lewens. Ons mis soveel geleenthede om saam met Jesus te stap. En glo my, daar's altyd 'n verskoning. 'n Rede hoekom ons nie saam met die Here wil stap nie. Hoekom ons nie wil vrybreek van ons verlede nie. Hoekom ons nie wil van ons eie hardkoppigheid wil laat gaan nie. En van hierdie redes is geldig. Daar het iets gebeur, jy is seer gemaak, daar het iets aaklig gebeur. Maar wat as ek vanoggend vir jou vra? Wat as jy in jou eie lewe ruimte maak vir die Here? Selfs waar jy seer gemaak is. Om nie net die Here in te nooi in hierdie gemak, waar dit lekker en mooi is nie, maar juis waar dit stikkend en bang is, seer is. Want in hierdie teksgedeelte sien ons hoe mense
Jesus se uitnodiging opweeg teenoor wat vir hulle belangrik is. Om totsiens te sê vir jou familie, jou pa te begrawe, dis nie klein redes nie, dis menslik, emosioneel, geldige redes. In ons eie lewe is dit soms moeilik om ons disippelskap teenoor Jesus ook op te weeg. Want om totsiens te sê vir jou familie of om 'n pa te grawe, is vir my 'n geldige rede hoekom ek nie dadelik alles wil opgee en net die Here wil volg nie. Maar dalk kan ons dit eerder vertaal in taal wat ons verstaan vandag. Ons sê dalk nie noodwendig, ja, maar ek wil my pa begrawe of my familie gaan groet nie. Maar ons sê gereeld vir die Here, ek wil eers wag tot dit rustiger gaan. Ek wil eers wag tot ek reg voel. Ek wil eers my kinders grootmaak. Ek wil eers dit doen. Dan sal ek daai doen. En ons kan eerlik met mekaar sê, Jesus se reaksie hier klink baie streng. Hy sê vir iemand wat sy pa wil gaan grawe, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dit klink woes. Hy sê vir iemand wat net wil gaan totsiens sê vir sy familie, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Dis harde woorde. Maar ek dink ek en jy moet vanoggend nie vaskyk in die harde woorde hiervan nie. Maar ek dink hier is vir ons 'n boodskap. Ek dink die Here wil vir ons hier iets sê oor disippelskap. Ek dink die Here wil hê ons moet iets verstaan oor disippelskap. Die eerste een. Daar gaan altyd iets wees wat ons uitdaag om nie getrou te wees aan die Here nie. Daar sal altyd 'n rede wees hoekom ons nie nou kan gehoorsaam wees nie. Jou lewe sal nooit perfek wees vir die Here of reg wees voor jy die Here kan volg nie. Daar sal altyd 'n seisoen wees wat besig is. Daar sal altyd 'n emosie wees wat nog te rou is. Daar sal altyd 'n bekommernis wees wat jy nog moet oplos. Maar as jy wag tot alles ideaal is, gaan jy wag tot dit te laat is. Jesus roep ons nie om alles agter mekaar te kry en dan om te volg nie, hy roep ons nou. En as ons gaan vasval in ons verskonings en ons hardkoppigheid, mag ons dalk net die Here mis. Die tweede ding wat hierdie teks van ons kom leer is om te sê, as jy werklik die Here wil volg, vra dit van jou waagmoed en vertroue dat die Heilige Gees jou sal help. En dit is alles wat ons vir mekaar nou met Pinkster gesê het. Disippelskap gaan nie oor mense wat eers alles agter mekaar het, alles klaar reg uitgedink het, die beste teologie moontlik geformuleer het, al die antwoorde het nie. Disippelskap gaan oor mense wat vertrou om die volgende stap te vat. Al weet hulle nie waarheen dit gaan lei nie. Kies julle, snaaks genoeg het ek hier 'n para my keel gekry, ook 'n kus weg. Ek gaan nou 'n sweetie suig, laat my stem kan hou. Disippelskap is vir mense wat vertrou in die Here, vertrou dat die volgende stap, al is dit moeilik, ergens heen gaan lei. En dit is moeilik. Dit is moeilik om net alles te los. Dit is moeilik om net te vergewe. Dit is moeilik om aan te hou dien. Selfs al word jy teleurgestel. Maar Jesus vra dit nie sonder 'n rede nie. En hy vra dit nie sonder hulp nie. Die Here gee vir jou krag, hy gee vir jou die Gees. Jy hoef nie eers jou probleme uit te sorteer of jou eie lewe uit te sorteer nie. Die Here roep jou soos jy is. Weereens, dis alles wat ons die hele Pinkster vir mekaar gesê het.
Die derde ding is ons gaan Jesus mis as ons te hardkoppig is. As ons te vasgevang is oor hoe ons dink die wêreld moet lyk, hoe geloof moet lyk. Ons mis baie die Here, maar nie omdat ons nie in hom glo nie, maar omdat ons nie oop is vir hoe die Here in ons lewe wil werk en juis werk nie. Ons het baie keer hierdie eie idees oor hoe geloof moet lyk, hoe kerk moet lyk, hoe God moet reageer in ons lewens. En as Jesus, of as die Here nie inpas in daai prentjie nie, as die kerk nie inpas in daai prentjie nie, skuif ons hulle een kant toe. Maar Jesus het dikwels, selfs in die Bybelse tyd, juis gekom en mense se verwagtinge onderste bo gedraai. Jesus kom altyd om ons verder te vat uit ons gemak uit. Nie omdat hy ons wil straf nie, maar omdat hy jou wil vrymaak. Hy wil jou vrymaak van jou hardkoppigheid, van jou bitterheid, van jou verskonings. En kom ons wees eerlik, ons verskonings en ons hardkoppigheid kom nie uit 'n slegte plek uit nie. Dit kom baie keer uit 'n plek van seer, uit gewoonte, uit hierdie behoefte om net ons lewe alles te beheer. Maar die gevaar het gekom wanneer ons so gewoond geraak het aan ons eie manier van dink, van leef, van glo, dat ons nie eens meer opmerk dat die Here in ons lewe aan die werk is nie. Dat ons nie eens opmerk dat Jesus op pad is en moontlik dalk gaan verbyloop nie. Ons het gelees van hierdie Samaritane wat nie eers vir Jesus plek wou gee nie, omdat hulle so vasgevang was in ou wonde. Maar ons verskonings klink anders. Eers wanneer ek reg voel, eers wanneer dinge rustiger is, wanneer hierdie seisoen van my lewe klaar is. Jesus wag nie op perfekte omstandighede nie. Hy roep vir my en vir jou nou. En nie met 'n harde hand nie. Hy roep ons met hierdie sagte uitnodiging wat sê, volg my, vertrou my, maak plek vir my. En dalk is dit vanoggend die uitnodiging wat jy hoor uit hierdie teks uit. Om op te hou wag tot alles reg is. Om te laat gaan, selfs al verstaan jy nie alles nie. Dalk is die uitnodiging vanoggend vir jou om te sê, Here, ek weet ek is hardkoppig, maar ek wil nie vir U mis nie. Want dit is waar dit gaan. Nie net gehoorsaamheid nie, maar daardie vertroue. Vertroue dat die Here werklik meer is as gemak van die bekende. Daardie vertroue dat dit die moeite werd is om die Here te volg, om op die Here te wag, om in die Here te glo. So daarom wil ek nou afsluit met 'n eenvoudige vraag. En hierdie is waarskynlik 'n vraag wat jy net vir jouself kan antwoord. Is daar plek vir Jesus by jou? Of is jou lewe klaar vol? Is daar plek vir Jesus by jou? Of is jou lewe klaar vol? Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons hoor U stem hard en duidelik in hierdie teksgedeelte vandag. En ons weet, ons is soms vol verskonings. Ons is vasgevang in ou stories, ou wonde, ou gewoontes. Maar ons wil nie vir U mis nie. So maak ons harte oop
Gee ons die moed om U te volg, selfs al is ons bang. Breek deur ons hardkoppigheid en bring lewe waar ons dalk vasgesteek is. Mag daar plek wees by U in elke hoek van ons lewens. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.